goeie wens en simpatie en die swaarheid. Sterkte ook vir julle vandag. Om ons dit net so na waar ons doen. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Trou bly tot in ewigheid. Hy nooit aanvaar die werk wat sy hande aan ons begin het om te doen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk en vermenigvuldig van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin deur saam te sing staande op die binneblaadjie aan die regterkant, die Elkryte Waard. Dan sing ons daar die eerste en tweede versie elke keer met die koorgedeelte daar langs. Wat die weer gesin. Tot lof van die Here, kom ons sing dit staande. 3 versies.
Familie, vriende, familie. Ek gaan vanmôre vir ons 'n gedeeltetjie voorlees uit die boek Eksodus. Hoofstuk 14 vanaf die 15de versie met die opskrif daarby: die Here red die Israeliete. Toe die Here vir Moses gesê: "Waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. En jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao se strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is." Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete in. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar beweeg nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die Farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur, 'n wolk en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars: "Ons moet wegkom van die Israeliete, want die Here veg vir hulle teen Egipte." Maar die Here het vir Moses gesê: "Steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom." Moses steek toe sy hand oor die see uit, en teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag van die Farao wat agter die Israeliete aan die see is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie nag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetrek het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, en ook in Moses, sy dienaar. Lees vir ons net hierdie gedeeltetjie gelukkig, wanneer ons dit vanmôre as woord van God hoor, maar ook as troos vir die pad vir ons vorentoe. Liefdes, die verhaal van lewe en dood begin alreeds in die paradys. God skep lewe toe hy alles uit niks gemaak het. 'n Lewe vir die mens by God, in God se teenwoordigheid, in 'n paradys. 'n Lewe wat vir ewig sou duur. Maar terselfdertyd leen die mens sy ore vir die Satan uit met sy verleiding, en so kies hy indirek eintlik vir die dood. Voortaan sou die mens op 'n diep bedorwe aarde sy bestaan moet maak. In die sweet van sy aangesig sou hy sy brood moes verdien, en uiteindelik weer terugkeer na die stof waaruit hy gemaak is. Kortom, die verhaal van lewe en dood is enerzijds die verhaal van God,
maar terselfdertyd ook die verhaal van die mens se keuse. Maar die mens is nie by magte om God se raadsplan in hierdie wêreld omver te werp of te vernietig. God het alleen seggenskap oor lewe en dood. En God laat vaar ook nie die werk van sy hande nie. Soos hy in die voorsienigheid daar buite in die natuur jaar na jaar, seisoen na seisoen voorsien en herskep, so herskep en voorsien hy uit genade ook vir die mens wat vir die dood gekies het, weer die lewe. Maar hierdie lewe wat God dan weer gee, kom uit die dood tevoorskyn. Nadat die mens in die sondeval, sonde oor homself gebring het, na die verhaal van die toring van Babel, waar die mens buite om God, by God wou uitkom, of soos God wou wees, tree God reddend en herskepend in, ter wille van die mensdom. Die verhaal van Noag, waar hy met die ark weer voorbegin met die mens. En dan kies hy vir hom 'n volk in Abraham, sluit met hulle verbond, met al die beloftes wat aan daardie verbond gekoppel word. En hoewel Abraham en Sara kinderloos was, en die tyd uitgeloop het vir hulle om kinders te hê, het God in hierdie vir die mens onrealistiese weer lewe geskenk met die geboorte van Isak. Toe Josef onskuldig verkoop is aan Egipte en daar onregmatig in die gevangenis gegooi is, skep God uit hierdie doodse situasie, uitsiglose situasie, skep hy weer lewe. Wanneer hy daar in die tronk die bakker en die skinker se drome uitlê en so ook aanbeveel word om die farao se drome uit te lê. Destyds toe daar hongersnood in Egipte uitgebreek het, in die land van God se volk, en alles donker en grou word, skep God weer lewe. Deur sy ingrype, wanneer hy via Moses vir hierdie volk heenkome vind in Goshen in Egipte land. Met ander woorde, God skep telkens in hierdie vasgelooptheid van die mens op die sondig bedorwe aarde, skep hy en herskep hy telkens weer uitkoms, lewe. Maar daardie uitkoms en lewe kom altyd in en tydens die dood. Die dood moet eers vernietig word, sodat die lewe daaruit kan uitword. Paulus beskryf dit mooi, hy praat van die saadkorreltjie wat eers in die grond val. Dan ontkiem dit en kom daar nuwe lewe uit die grond. Die dood het nie die laaste sê oor die mens nie. Geen houvas op die mens. Wanneer ons dit as gelowiges vir mekaar sê, dan moet ons ook sê die dood is vir ons nou iets anders. Die dood het nou vir ons gewoon maar net simboliese betekenis. Die dood wil ons alleen maar herinner aan hierdie aardse lewe, met sy verganklikheid, sy mot en sy roes. Dit wil ons alleen maar herinner aan die misleiding van Satan, die sonde en die kwaad. En daarom is ons trane in die aangesig van die dood. Is dit juis trane oor die Satan en die sonde wat ons verinneweer het. Maar is ook trane van dankbaarheid vir die nuwe lewe in Christus. Trane van blydskap met die vooruitsig van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En as gesê simbolies of simboliek net, dan wil ek daarmee verder sê
Hierdie geskiedenis wat ons vanmôre gelees het rondom die uittog, vertoon baie mooi hierdie simboliek, hoe dat God uit die dood telkens vir ons die lewe laat uitsprei. Israel, 430 jaar as slawe in Egipte, tot God geroep, waar God ook hulle smeekbedes op agslaan en dan vir Moses en Aaron stuur na die farao om te pleit vir hierdie volk van God se vrylating. En wanneer die farao sy hart verhard, dan kom God met die 10 plaag. En na elke plaag verhard die farao verder sy hart, en dan kom God met die troefkaart, die dood van die eersgeborenes. Daardie nag van die dood van die eersgeborenes kom die farao en kom smeek hy vir Moses en Aaron dat hierdie volk net trek. Hy gee vir hulle voorraad, veekuddes saam, sodat hulle net sy grondgebied moet verlaat. Daardie nag met die dood van die eersgeborenes word vir Israel die lewe gebore. Met die dood en die bloed van die paaslam herskep God hierdie volk tot lewe. Nou gee hy ook aan Moses die opdrag, hierdie fees, die Pasga, moet julle elke jaar vier as herinnering, hoe dat ek julle uit die dood en slawerny van Egipte bevry het. Dit moet in die toekoms die eerste dag wees van die eerste maand op julle jaarkalender. Want hier het God met julle 'n nuwe begin gemaak. So bevry God sy volk. So is hy trou aan sy verbondsbelofte van 'n vaderland, 'n land van melk en honing. En dan trek Israel daardie nag, nadat hulle die paaslam haastig geëet het, trek hulle, sê die Bybel vir ons, in 'n suidoostelike rigting, vanaf Ramses na Sukkot toe, in die rigting van die Rietsee. Ongewoon. Dis nie die roete wat ons gedink het en wat Israel gedink het, hulle sou trek na die beloofde land. Die mees waarskynlike roete was noordwaarts, allangs die kus van die Middellandse See langs. Daar was destyds 'n groot handelsroete geleë. Maar God laat hulle nie toe, wanneer hy deur hierdie vuur en wolkkolom hulle lei, om daardie roete te volg. God lei hulle met 'n ompad. God het dalk ook voorsien, wat Israel nie kon voorsien nie, dat hulle, wanneer hulle die oorspronklike of die waarskynlike roete sou volg, deur die land van die Filistyne sou reis, 'n oorlogsigtige volg, en dat hulle daar dalk sou uitgewis word, of sou omdraai terug na Egipte toe. Met ander woorde, God laat hulle met 'n ompad trek. 'n Ompad, en voor hulle oë uitvee, stuit hulle hier voor die ondeurkomelike Rietsee. Die Egiptenaars sien dit ook. En al konklusie wat die Egiptenaars daar kon bykom is dat Israel het verdwaal in die woestyn. En daarom die farao se bevel kry 2000 man perdereisers en strydwaans, agtervolg hulle dat ons nie hulle diens hoef ooit te wees. Israel vasgedruk teen die Rietsee, agtervolg deur die Egiptenaars, 'n doodsituasie. Of hulle gaan gedood of weer slawe gemaak word van die farao, of in die Rietsee verdrink. En wanneer hierdie volk in hierdie situasie by na Moses kom, dan sê die Here vir Moses, vat Aaron se kierie en slaan op die water, en waarop hierdie pad dan vir hulle gekloof word. Ons lees ook verder dat die vuurkolom daardie nag en die wolkkolom tussen Israel en Egipte gekom het. Nag in Egipte se kant en lig in Israel se kant, sodat hulle droogvoets deur daardie see die nag kon trek.
God bring ook verwarring onder die Egiptenaars. Soveel so dat die strydbaan se wiele uitval. En wanneer die volgende môre Moses weer op die water slaan, hierdie water wat soos 2 mure gestaan het, terugkom en die Egiptenaars almal verswelg het. En Israel aan die oorkantste oewer vry lofliedere tot eer van die Here sing. So het God telkens sy volk gered. Telkens in 'n doodsituasie, die 10 plaae, die Rietsee, die ompad, die vuurkolom. God se magsdade as bewys van sy verbondsgenade dat hy red en uitkoms skep. So was hierdie uittog Israel se vryheid. Dis die begin van die realisering van God se volk in die land van melk en honing. Die einde van hulle slawerny en hulle swaar kry. 'n Tyd van nuwe lewe. Dis wat die simboliek wat ons hier in Eksodus hoor. Maar net soos as ons die analogie trek tussen dit wat met Israel gebeur het, so kom God uiteindelik as die volmaakte paaslam wat hy stuur, Jesus Christus, om ons te kom verlos van die Satan, die sonde en die dood. Maar hierdie redding voltrek hy eers in die dood. Solank ons hier op aarde is, met ons pelgrimsreis op pad, is ons elke dag nog vasgevang in die greep van verleiding, die sonde, die agtervolging. Elke dag nog bewus en ervaar ons gebrek, seer, pyn en dood. Maar juis in die dood kloof God ons vir ons deur die bloed van Christus 'n droopad, 'n snelweg na die hemelse Vaderhuis. Hierdie pad na die Vaderhuis is daarom ook nie altyd die pad wat ons vir onsself wou hê of gedink het sal loop nie. Baie keer loop hierdie pad ook met ompaaie. Soms stuit ons ook voor onoorkomlike rietsee. Elke dag op hierdie pad word ons vervolg en agtervolg deur die Satan. Dit maak ons soms moedeloos, want ons sien, soos Paulus maar sê, hier aan die diskant van die Rietsee, sien ons maar nog 'n vaarbeeld, asof ons in 'n dowwe spieël kyk, want ons verstaan nie alles nie. Maar God het sy Gees vir ons gestuur, om ons juis in hierdie tyd, voor die dood en voor die graf, deur sy Gees in die geloof te lei. Soos die Israeliete op hulle pad na die Rietsee die dood in gesig gestaar het, so sal ons op ons aardse pelgrimspad telkens nog angs beleef, soms kleingelowig raak, as ons nie alles verstaan. Maar die dood is die plek en die tyd waar God sy triomf oor die Satan en die sonde en die dood proklameer. Op Golgotha het Jesus Christus ons paaslam geword. Daar het hy deur sy bloed ons vrygekoop van alles wat ons op aarde benou en geknel het. In sy Godverlaatheid aan die kruis het hy vir ons die weg gebaan na 'n ewige Vaderhuis. Met sy opstanding Paasmôre het die nuwe lewe vir ons 'n werklikheid geword. Die nuwe lewe in Christus. Het ons saam met hom aan die kruis gesterf, maar ook saam met hom opgestaan reeds in 'n nuwe lewe. Kortom, in en tydens die dood maak God ons vry van die aardse. Triomfeer hy in ons oor die sonde en die dood. Maar terselfdertyd laat hy ons deur die duisternis van die graf en die dood beweeg na die hemelse lig van 'n hemelse koninkryk. 'n 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 'n
met al sy hartseer, is 'n bewys dat God nooit laat vaar wat hy aan ons beloof het. In die dood word die Genesis belofte waar, dat die saad van die vrou die kop van die slang sal vermorstel. Die dood is ons laaste dag op aarde. Dis ons rietsee. Dis die eerste dag van die nuwe Jerusalem. Aan die diskant is ons nog bang en onseker, maar aan die oorkant sing ons lofliedere saam met die hemelse koor. Deur die liefde en genade van ons hemelse Vader, is Charlotte Pieterse vandag ook aan die oorkant skilder van haar rietsee. Haar aardse pelgrimspad van meer as 84 jaar is verby. Daarmee het sy afskeid geneem van die mot en die roes, van die kortstondigheid, die seer van hierdie lewe. Maar in Christus het sy deel gekry aan dit wat God beloof het. Daarom het hy ons leer bid, laat die koninkryk kom. Want in die dood word ons opgeneem in daardie koninkryk. Daarom kan ons vanmôre troos met dit wat Jesus Christus gedoen en beloof het. Kan ons troos dat die Here God in sy groot genade aan haar die geloof geskenk het, om hier aan vas te hou. Om op haar aardse pelgrimspad juis van hierdie verwagting te leef. Maar ook met dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid vir 'n geseënde huweliksjare van 83 jaar. Die geseënde jare, te midde van die swaar en die ontberende, van liefde, vreugde, en dit wat die Here haar hier op aarde laat ontvang het. Mag God julle ook troos met hierdie wete dat in die dood word alles waar wat God beloof het. Trek hy die donker gordyn van dit wat ons nie verstaan het nie oop. Laat hy die hemelse lig van sy glorie en al sy heerlikheid op ons skyn. Amen. Kom ons dank saam. Here God Vader in die hemel, ons dank U in hierdie môre vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dank ons U Here dat ons hierdie geloof van U ontvang het, om te weet, U is God, die enigste God, die God wat red en herskep, die God wat vir ons 'n Vader was en is, deurdat hy elke dag oor ons waak en ons versorg. 'n God vir wie niks in hierdie wêreld ongedaan gemaak kan word of kan skeepvloek nie. 'n God wat weet wat vir ons die beste is. En al verstaan ons nie altyd vir ons alles ten goeie laat uitwerk. Dankie Here God dat U in Jesus Christus ons kom red het van dit wat ons benou het. Ons lewe versuur het. Deur vir ons nuwe mense te maak. Nuwe mense met 'n Vaderhuis. Waar ons weer soos in die paradys in U teenwoordigheid vir ewig in 'n paradys sal wees. Dus dankie Here vir haar 84 jaar plus in ons lewens. Die liefde en die genade wat U ook as gawes aan haar en in ons geskenk het. Waardeur ons lewens op aarde ook versier kon word. En dan wil ons ook bid, Vader, met haar heen gaan.
dat U ons as familie en vriende, as medereisigers op 'n aardse pad sal troos. Nie met die woorde wat mense as simpatie teenoor mekaar betuig nie, maar met die woord van die ewige lewe. Die woord dat ons sal lewe, al sterwe ons ook. So wil ek vanmôre besonder dan ook vir hom Frik en sy kinders en kleinkinders, familie aan U opdra. En bid ja vir die pad vorentoe, Here. Hulle wat nog 'n verdere klompie tree strompelend op aarde moet voortgaan. Ja, van een wees, alleen wees, van hinkering, verlange. Wil U daar 'n God van naby vir hulle wees. Hulle hart en hulle hand vashou. Om steeds doelgerig met die oog na bo om U vas te hou en U te volg. Wees dan ook Here met ons nou verder in hierdie dag. Laat U wil in ons lewe geskied. En waar ons aanstonds ons onderskeie weë na ons tuiste sal terugkeer, Here, hou U hand van bewaring oor elkeen van ons. In Christus Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit staande af die 3 versies onderaan die regterkantste blaadjie. Nader my God by U. Al 3 strofes sing ons dan as slotsang, waarna ons net so bly staan, dan spreek ek vir ons die seëngroet uit en dan kan U weer die plek weer inneem. Jesus Christus, die liefde van God die Vader
Die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen. Dit is, ons gaan nou eers vir Romanus Willem se geleentheid gee om namens die familie enkele bedankings te doen. Goeiemôre familie en vriende. Die familie het my gevra om namens hulle die volgende bedankings te doen. Eerstens Afbop, baie dankie aan Gert en die personeel van Afbop. Binnelandse sake was gesluit weens vloedskade, maar Afbop het alles soveel makliker gemaak. Verpleegpersoneel en dokters, Dr. Kaan en Dr. van der Walt, wat so mooi na Charlotte gekyk het en haar familie gehelp het met moeilike besluite wat geneem moes word. Die verpleegpersoneel van Saal E Medikliniek wil vir hulle omgee en sorg vir Charlotte die laaste paar dae. Dr. Reder en haar personeel by die spreekkamer en Meldy, wat altyd reg is om Frikkie en Charlotte met mediese goed te help en toe te gooi met liefde. Die Newcastle sekretariële dienste, Lelani en Lisa, baie dankie dat julle Frikkie en sy dogters altyd baie geduldig gehelp het met die papierwerk en julle kantoor se fasiliteite wat hy kon gebruik. Aan Dominee Powell vanoggend, Dominee, baie dankie vir die mooi troostboodskap wat u gebring het. Familie waardeer dit baie. Die NASV, die susters, wat die verversings voorsien het. En dan ook aan die koster, Denise, baie dankie vir jou hulp en bystand en vriendelikheid. Aan die Bybelstudiegroep, al kon ons nie altyd hoor wat julle sê nie, was dit aangenaam om in julle teenwoordigheid ons Bybelkennis uit te brei. Susanne de Villiers is 'n uitstekende leidster. Baie dankie vir al die boodskappe en die gebede van die laaste paar weke. Familie en vriende, almal wat ons met boodskappe, oproepe en gebede die afgelope maand bygestaan het en ondersteun het. Baie dankie vir almal wat vandag hier saam met ons is om van Charlotte afskeid te neem. Sy het nie daarvan gehou om in die kollig te wees nie, maar hierdie is haar dag. Ons waardeer dit opreg en weet dat sommige van julle slegte paaie moes getrotseer het om hier te kon wees. Aan Boet Buys vir jou hulp om Frikkie se kar in die deurmekaar tyd en al die jare wat jy maar altyd daar was om Frikkie en Charlotte se meganiese probleme op te los en altyd tyd en omgee vir hulle het. Marie en Japie, julle stap al vir jare saam met ons en is familie, pa en ma se handskinders. Dit wat julle vir ons ouers doen is diep uit julle harte en vir dit kan ons julle nie genoeg bedank nie. Dankie is 'n woord wat net te klein is en voel om te beskryf hoeveel ons julle waardeer. Marie, jy was self siek in die hospitaal en nog steeds was jy daar vir ma tot aan die einde. Mag die Here jou seën en vinnig laat herstel. En Colin Mostert, as Charlene sê, ek moet Newcastle toe, sê jy, ry dat jy gaan help. Baie dankie, dit beteken vir die familie ontsaglik baie. Frikkie Snyman, dankie dat Isabel hier in Newcastle kon kom help en dat jy en julle kantoor haar die tyd gegee het om hier te kon wees.
kleinkinders en agterkleingoed. Julle is ouma se parels en dankie vir al die liefde en tyd en grappies wat vir so baie jare ouma en oupa se dae mooi gemaak het. Vir die kinders en kleinkinders aan pa en oupa Frikkie. Ons kinders wil graag net vir pa of oupa bedank dat hy die man is wat ons altyd almal wys hoe behandel en respekteer mens met deernis jou vrou. Dankie vir die voorbeeld van hoe 'n mens die pad saam met jou lewensmaat moet stap en as leier vir jou gesin. Baie dankie en vir alles wat pa, oupa, vir ma en ouma Charlotte gedoen het en so mooi na haar omgesien het in die laaste paar jaar toe sy ekstra sorg nodig gehad het, haar opgepas het en sy lewe aangepas het om haar by te staan sonder om ooit te kla daaroor. Pa was vir haar 'n rots en 'n anker in goeie en moeilike tye. En laaste en die belangrikste is van Frikkie aan ons Skepper. Here, dankie vir hierdie vrou. Sy was my anker, my stuurman, my steunpilaar. Vir 62 jaar en 9 maande. Haar plek is nou leeg hier by my, maar ek glo dat sy sonder pyn en gelukkig by u is. Baie dankie. Charlene het net gevra om 'n laaste iets te sê. Ek wil net vir Manus dankie sê. Toe ons op Ingegaan aangekom het, toe het die kerk besluit Manus is ons ouderling. En van toe af was die kerk om 'n paar keer genadig en hulle het vir ons 'n ander ouderling gegee, maar elke keer is ons so skakiebos. Ons hou aan by oom Manus en tannie Tullie opkom. Oom Manus, oom is al jare lank die oom van die kerk. As die deur oop en die klokkie lui, dan skree ons, "Ma, hier is die oom van die kerk." En tannie Tullie is die tannie van die kantoor. Oom is meer as ons ouderling. Oom is my pa se vriend. Oom is die een wat hom die laastelik gedra het. Dit gaan nie met tannie Tullie altyd goed nie, maar oom sal van haar bed af na my pa toe gaan en vir hom vra, "Hoe gaan dit? Tullie wil weet, hoe gaan dit met julle?" So oom Hannes, baie dankie. Dankie dat oom altyd daar is vir kerk en vriend. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ek gaan nou vir u die begrafnisbriefie net voorhou van Wyne Charlotte Margaretha van Charante Pieterse, gebore Liebenberg, gebore die 5de Maart 1941 en ons ontval op 7 November 2025. Dit was die wil van die Here, die almagtige skepper van hemel en aarde, om uit ons midde weg te neem sy geliefde eggenoot, ons moeder, ouma, grootouma, in die ouderdom van 84 jaar en 9 maande. Het was 'n voorreg om saam met haar te kon stap op die lewenspad, waar sy diep spore van liefde, sorgsaamheid, diens en vriendskap getrap het. Dit was mooi jare. Daarom sal ons haar soete, rustige teenwoordigheid mis, maar haar nagedagtenis bly voortleef en sal dit vir ons vir altyd dierbaar en kosbaar bly. Aangesien dit die Here behaag het om haar tot hom te neem, vertrou ons dan ook in hierdie môre haar liggaam en siel aan die Here toe. Aarde tot aarde, as tot as en stof tot stof. Maar ons doen dit in die vaste hoop en sekerheid van die opstanding tot die ewige lewe. Die dag wanneer die Here ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak en ons in ewigheid
by hom sal neem. Amen. Hiermee kom ons dan aan die einde van ons verrigtinge hier in die kerkgebou. U word almal genooi om saam met die familie hierna in die saal hier langs aan en eet en 'n drinkdingetjie te kom geniet. En ons wil vir u almal baie veilige terugreis wanneer u huiswaarts keer ook toewens. Gaan u vra dat u almal aanstaan en dat ons die naaste familie eerste geleentheid gee om die kerkgebou te verlaat. Baie dankie. When the weight of the world is heavy on me, when the night feels cold and I can't find peace,